Liefdes, ek groet julle in die Here se naam, genade en vrede van God die Vader, van Jesus Christus ons Verlosser, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Die 10 gebooie die naam van die Here. Ek gaan nou ons gaan nou Eksodus 20 vers 7 lees, en dan wil ek dat ons 3 ander gedeeltes lees wat gaan om die naam van die Here. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly. Hierdie woorde ken ons, ek dink van kleins af hoor ons dit gereeld in die kerk. Ek wil nou kyk of julle soos ek is. Ek het gedink ek weet wat dit beteken, en ek weet wat dit beteken, maar dit is baie as waarna ek gedink het. As jy nou hierdie gebod wil nakom, waaroor gaan dit vir jou? Jy kan vir my sê. Tradisioneel, jy mag die naam van die Here God nie misbruik nie. Waaroor gaan dit? Mag jy laster? Jy mag nie? Laster. Nou praat jy van die Here se naam gebruik. Wat nou? Daar's sekere flieks wat ek net afsit. Kyk, ek weet die mense vloek verskriklik is daar, maar jy kan maar van my moet jy kort praat, maar as jy die Here se naam gebruik, dit steek aan my, dan sit die fliek af op ons dit so. Laster en dit. Wat nou as jy nie gebod het? Ek het altyd aan 2 goed gedink. Hierdie storie. Doen hulle dit nog? Wat jy so jou hand op die Bybel sit, om te sweer, om 'n eed te neem. Ek weet nie wat hulle ook doen nie, maar in die Grieks doen hulle dit in elk geval so. Vir my was dit waaroor dit gegaan het, jy mag nie die Here se naam gebruik as 'n vloekwoord nie, en jy moet oppas as jy sweer, dan moet jy die waarheid praat. Ek onthou ons dominee het gesê, dis vir hom so belangrik, as hy in die hof al gepraat het hy met sy handtekening bevestig dat hy die waarheid hy sê, want dis vir hom so gewigtige saak om jou hand op die Bybel te sit, hy wil dit nie gedoen het nie. Maar ek wil laat ons net 3 ander gedeeltes lees, is uit die Ou Testament. Numeri 6. Numeri 6, ek is baie gek daaroor, maar raak nie mekaar met die volgorde van die goed, so ek gebruik dit nie altyd as 'n seënbede nie, maar die Here het destyds die volk met 'n spesifieke formule geseën. Ons lees hier in Numeri 6 vers 22, die Here het met Moses gepraat en gesê, praat met Aaron en sy seuns en sê, kyk, Aaron was ons nou die priesters. Praat met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die Israeliete seën, sê vir hulle, mag die Here jou seën en jou beskerm, mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. So moet julle my naam op die Israeliete lê, dan sal ek self hulle seën. Ek het tot vrede gee gelees, maar ek het nie die laaste verse altyd gelees nie. So moet julle my naam op die Israeliete lê, dan sal ek self hulle seën. Met ander woorde, met hierdie seën lê jy die Here se naam op die volk. Dis ongelooflik. Ek het julle al vertel, vir my is die belangrikste van die erediens die seën aan die einde, want my oom het altyd gesê, ons kan op Sondag geswem by die see, want ons is net 4 weke by die see, so daar 4 Sondag geswem, maar ons moes eers die radiodiens luister, en as hulle begin kollekte opneem, en dit was lewendig, dan sê kan ons nou gaan met die, en dan sê hy, nee, die diens is nie klaar voor die Here ons nie geseën. So vir my was die seën nog altyd belangrik, maar ek het hierdie week eers besef, deur die seën lê die priester, ek is nou nie priester nie, ek is predikant, maar as ek my hande ophou en ek seën die gemeente en ons hou ons so baie keer ons hande so, ek het daar ons om die seën te ontvang. Dis asof, ek wil amper nie sê ek nie, maar dis asof ek God se naam op julle. Dis ongelooflik.
Ek gaan in die kerk uit met God se naam wat ek nou amper sê soos 'n baadjie, soos 'n trui op my het. Julle moet die Israeliete seën, julle moet my naam op die Israeliete lê, dan sal ek hulle seën. Met ander woorde, jy gaan hier by die kerk uit met die Here se naam op lê. Hoe kan dit dan met jou sleg gaan? As jy elke Sondag die Here se naam op jou kry. Daar's 'n ander gedeelte wat ek wil lees, Deuteronomium 28, vers 19. Dis nou hier net voor hulle nou in die land ingaan, dit gaan oor hoe moet lewe, dan staan daar, die Here sal jou vestig as 'n heilige volk vir hom, soos hy met 'n eed aan jou geloof het. As jy die gebooie van die Here jou God nakom en sy paaie volg, sal die volk van die aarde sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is en hulle sal vir jou ontsag. Hoor jy waaroor dit hier gaan? Ek kom die Here se gebooie na. Hoekom? Sodat ek in die hemel kan kom? Nee. Geloof bring jou in die hemel. Ek kom die Here se gebooie na, sodat die volke kan sien, sodat die ander mense kan sien, dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is. Mense by die werk, familie, daar waar jy gaan sien hulle dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is. Wow! Ek gedagte jy is koos, maar jy is nie koos. Jy is iemand oor wie die Here se naam uitgeroep is, en daarom het ek ontzag vir jou, want ek weet, daar's iets aan jou, daar's iets by jou, wat mense wat nie die Here se naam op hulle het nie. Wat is dit? Ek weet nie. Maar dis net iets, dis amper ek wil amper sê, dis soos, jy kom in mense se teenwoordigheid en jy beleef het, maar hier is die Here werklik by. Wanneer gebeur dit? Wanneer jy een of ander openbaring gehad het, wanneer jy 40 dae gevas het, wanneer jy vreeslik dat gebid het? Nee, wanneer jy God se gebooie nakom. Dis so mooi. Wat is die rede hoekom ons die 10 gebooie lees, sodat ons dit kan verstaan en dit kan uitleef? Hoekom? Sodat mense kan sien God se naam is op my uitgeroep en ontzag kan hê. Nie in die eerste plek vir my, ja vir my, maar dan daardie is vir die. En dan, Salomo se gebed by die inwyding van die tempel is baie belangrik. Dit gaan oor die tempel, en daar staan gesien as dis die plek waar ons die Here aanbid, dan sê die Here vir Salomo, as ek die hemelruim sluit, sodat daar geen reën is nie, of as ek die koninkryke opdrag gee, om die land kaal te vee, of as ek 'n pessiekte onder my volk loslaat. Hierdie goed is aan almal beleef. As dit droogte is, as die Here die hemelruim sluit sodat daar nie reën val nie, of die koninkryke opdrag gee om die land kaal te vee. Ek het hierdie springkane wat vir my regtig mal maak hierdie laaste paar weke. Hulle vreet alles op. Of as ek pessiekte onder my volk stuur. Kan nie anders as om te dink aan die koue tyd. Dan sê die Here, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my teenwoordigheid opsoek, en terugdraai van hulle verkeerde paai, sal ek uit die hemel hulle hoor. Ek sal hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Dis so mooi woorde, as dinge verkeerd loop, en wie die volk oor wie my naam uitgeroep is. Met ander woorde, kinders van die Here. Wat noem jy jouself Christen? Dis my so mooi, jy het Christus, en jy verander die laaste letterlik weet, jy het Christen, dis my vak. Ek is 'n Christen. Jesus Christus se naam is oor my uitgeroep, God se naam is oor my uitgeroep. As hierdie mense oor God se naam uitgeroep is, hulle dan blokkeer, hulle lewe weg, hulle terugdraai na die verkeerde pad, dan luister die Here, dan sal hy hulle sonde vergewe en hulle land genees. Hierdie 3 gedeeltes in die Ou Testament wil ek al gebruik om 'n bietjie verder te kyk na waaroor gaan dit, want die naam van die Here God nie eintlik gebruik nie.
Die eerste is dat met die seën word die Here se naam ons gelê. Die tweede een is dat mense kan sien God se naam is oor ons uitgeroep. En dan die derde is dat, ja, dit is asof, ek wil nou sê, as daar 'n kind langs die straat wees en sê, geef my 10 rand, gaan ek maklik verby ry. As my kind sê, ek soek 10 rand, gaan ek maklik vir my kind 10 rand gee, as vir 'n vreemde. Dis wat die Here sê, as die oor wie sy naam uitgeroep is, as hulle naam bid, dan sal hy luister. Om te kyk na die 4de gebod, het ek gedink is maklik, want dit is regtig soos 'n doolhof. Ek het 'n hele boek gekry oor net die 4de gebod. Ek het nie eers 'n kwart van die boek gelees nie. Maar dit is interessant net hoeveel daar geskrywe is. Die een ou het gesê daar is ten minste 24 interpretasies van daardie. Het gaan oor 4 woorde in Hebreëus. En hier is nog net so skets, jy hoef niks daarvan te onthou nie. Probeer net vir julle wys hoe dis een van die klomp sketse oor hoe jy dit kan interpreteer in al daardie goeders. Basies kom dit op die volgende nie. En weer eens moet 'n mens nou maar gaan kyk na die Hebreëus. Dit gaan oor om God se naam te gebruik. Letterlik is die woord om God se naam op te lig. Ons vertaal dat jy mag nie die Here se naam eintlik gebruik nie, jy mag nie sy naam eintlik oplig nie. So dit gaan om God se naam op te lig. En dan uiteindelik het die idee van, ek wil nou amper sê, soos wat die woord eintlik sê, leeg. Jy mag nie God se naam oplig op 'n leë manier. Waarop dit neerkom is, in die eerste plek, dra ek God se naam. Dis die eerste betekenis hiervan. Baie interessant, ons het die eerste gebod is, jy mag nie ander gode hê nie, die tweede gebod is, jy mag nie beelde maak nie, die derde is, jy mag nie God se naam leeg oplig. God se naam is sodat jy dit dra. En dit gebeur. Ek onthou, daar was in Brackenby skool 'n Indiër meisie, 'n moslim meisie wat daar gewerk het. En sy het baie vinnig gepraat en sy het gesê, "Sjoe, ek kan nie glo dat jy sulke aangename Christene kry nie en dat jy sulke mislukte Christene kry." Iemand wat nie die Here ken, weet ons nou, jy is 'n Christen as jy vertel van sommige kerke en ander. En dan kyk hulle na jou. Hoe dra jy God se naam? Ek moet nou so iets sê, Douglas. Ek het jou pa en ma moet ek kwaad vir jou in die kerk. Ek kon nie dat jy stil is. Ek dink nie jy onthou stil jy was nie. Enige een van ons, dis tog belangrik. Jy dra jou, ekskuus ek moes dit maar net sê. Jy dra jou pa en ma se naam. Vir baie mense gaan dit oor, wat gaan mense van my sê? As my kind in die moeilikheid by die skool is, my naam my daar. Ons het ook issues daar. En daarom is dit net logies vir die Here se belangrik, ons dra sy naam. Dan as jy daar kleintjie nou maak deel van om God se naam te dra, om God se naam te sê. Want dit help nie ek dra die Here se naam, maar ek gebruik nooit sy naam. Dis iemand, ek is my pa se kind, maar ek gaan kyk hoe vir hulle en hulle weet nie van my. Ek sê God se naam om daardeur 'n belydenis te maak. Ek sê God se naam om daardeur dinge van God te sê, dinge van myself te sê. En dan inderdaad, dit wat vir my belangrik was, om te sweer op hom. Om op God se naam te sweer. Dis baie belangrik. Destyds het die reg daar maar hof gewerk. Ek gesê, koning van jou nie stuur sommer jou wange en hy maak jou dood. As ek in 'n hofsaak kom, hulle nie hierdie klomp speurders wat die saak om ondersoek nie. Jy sê 'n ding en jy sweer in die Here se naam dat dit wat jy sê nie waarheid is. En nou moet hulle besluit, is dit die waarheid of nie? En dan weet ons wat gebeur. Mense maak die grootste klomp foute as hulle begin sweer. Ek weet, my maatjies, as hulle sê, ek sweer ek het dit nie gedoen, dan weet ek dit.
Dis hoekom Jesus gekom het en gesê het, julle maak hierdie hele storie, julle maak iets belagriks daarvan. Jy moet so lewe dat jy ja is, dat jy nee is. So, as ons kyk na hierdie gebod, moet ons onthou, elkeen van ons wat hier is, ek dra God se naam, ek sê God se naam, en ek sweer by God se naam. As ek vir jou sê, ek gaan jou môre kom oplaat. Ek hoef nou nie te sweer en al, dit is nie maar, dit gaan oor eerbaarheid en eerbaar lewe. Baie interessant. God se naam is gevaarlik. Letterlik, een vrou het 'n boek geskryf en gesê, God se naam, jy skryf danger hard op. Daar was 'n tyd toe mense geglo het in die towerkrag van woord. In die Bybel kry jy baie daarvan dat as jy iets sê, dan gebeur dit, as iemand vloek. Ons kry dit nog baie by, ek weet nou nie presies altyd wat se verskil is in 'n samboma en 'n toerdokter nie, maar jy kry dat mense 'n vloek op jou kan plaas. Wat gebeur? Hoe werk sulke goeders? Wat gebeur is, jy roep een of ander bose geeste. Ek weet van hierdie toerdokter en sambomas niks nie, maar ek weet as hulle voetjies vasgebind het, en hulle begrawe dit iewers op jou werk, dan gebeur daar slegte goed. So hulle roep een of ander bose gees in en daai gees moet jou dan tuister en daar toe. In die middeleeue het jy verskriklik baie daarvan gehad, allerlei woorde het krag gehad. As woorde krag het, dan uit die aard van die saak, so die mense geglo, het God se naam geweldig. Dis hoekom die afgodsdienaars het offers gebring om die gode gelukkig te hou en om gode in die hemel te hou, op die berg van anders. Gode moet nie met ons te doen hê, want dat is gevaarlik. Toe kom die Here en hy sê, maar ek is anders. Moses ontmoet die Here in 'n bos, 'n heilige bos, die bos het gebrand, maar die bos is nie vernietig nie, met ander woorde 'n heiligheid wat nie gevaarlik is. En Moses sê, Here, wie is U? En die Here gee sy naam vir Moses. Nou kom die Here en hy sê, my naam moet julle nie ligtelik ophef. Mense het letterlik destyds in die Here se naam mense vervloek. Ek dink ek het dit al gehoor. Iemand wat sê in die Here se naam mense help vir alle mense. Die mense het geglo dat in die praat van 'n naam, in die sê van 'n naam, lê daar een of ander misterieuse krag op is. Ons verstaan dinge anders, ek verstaan nie afval dinge anders. Vir my gaan dit oor die Here is die Almagtige en maak nou nie saak hoeveel bose geeste daar is nie. As ek die Here se naam aanroep, as ek die Here aanbid, dan sal hy my beskerm en hy sal sorg dat ek veilig is. Maar dit was destyds vir die Here baie belangrik en ek dink dis die kruks wat ons moet verstaan. Moenie my naam gebruik om ander mense skade aan te doen. Dis so 'n bietjie 'n moeilike konsep, maar moenie die Here se naam gebruik om vir ander mense skade aan te doen nie. Want mense het inderdaad God se naam gebruik om ander mense te vervloek. En nou is die vraag, was dit in die ou tyd so of doen ons dit vandag ook? Ek wil vir julle sê, daar is min mense wat my so, of min dinge wat my so ontstel, as ek by mense kom of 'n huisbesoek en hulle klein kindertjies, en dan sê, ek gaan vir die dominee sê wat jy gedoen het, dan gaan jy gestraf word. Of jy sê, ek gaan vir die Jesus sê, en die Jesus sê vir jou, en die Jesus gaan vir jou straf. Ek gaan iets oorkom. Wat maak mense van God? Jy sien, dit is verskriklik belangrik. Hoekom het die mense destyds in God se naam mense vervloek? Jy verneem my en ek het nie die geld of ek het nie 'n regter of 'n prokureur om my terug te kry nie. Dan roep ek die Here se naam en ek vervloek jou in die Here se naam en ek sê, Here, doen skade aan daai mens. Gelukkig ken ek die Here en weet die Here werk nie so.
Maar ons doen dit nog baie keer op fyn manier, waar ons die Here gebruik om mense skade aan te doen. As ek my kind nie kan dissiplineer nie, ek is een wat maar sukkel met dissipline, met kinders, honde, met almal. Ek kan nie my kind dissiplineer nie, wat doen ek? Die wie Jesus sê vir jou, hy gaan vir jou straf. Jy misbruik die Here om jou wil op mense voor te bring. Wie van julle kan onthou rondom diensplig? My van julle is nou nie hier maar. Maar kyk, ek kan nou onthou, ons is op die universiteit en hier kom ek sê amper die kolonel se naam, en hy kom en hy sê, maar jy doen dit vir volk en vaderland, die Here verwag van jou, dat jy moet vrees van dat jy terroriste moet gaan doodskiet, die Here wil hê, jy moet die land bewaar teen kommuniste, die Here wil hê, jy moet onderdanig wees aan die regering, vader, daai storie was dan van my. Maak nie saak wat die regering nie, ons is gesê, die Bybel sê, jy moet onderdanig wees aan die regering. As my argumente swak is, trek ek die Here in om my argument sterk te maak. Hoeveel keer in my normale, ek wil nou amper sê, gesels, is dit nie wat ek doen nie. As my argumente swak is, trek ek die Here in. As ek van iets nie hou nie, dan sê ek, die Here sê so. Iemand het baie mooi geskryf, hulle het gesê, die ware profeet sê, hier is ek nietige mens, en die Here praat weer. Die Fariseërs en Jesus het gesê, ek besluit dit en die Here, jy moet met my saamstem. Ek onthou, ek het in Brakpan met dit aan nie gepraat, sy het 'n verskriklike issue met dans gehad. Nou, ek gelukkig ook, want ek kan nie dans, ek het nie dit nie. Nou sê die tannie maar, haar kinders gaan help want hulle dans. Nou sê ek, hoekom sê tannie so? Ja, maar die Bybel sê ons so, ek sê, wys vir my. Ja, maar my maat so gesê, ek sê, nou verstaan ek die storie, dan is my maat so gesê. Ja, maar dan is dit ons dat die Here, ek sê, nee, ek sê, tannie, ek voel daarvoor jou, net soos jy oor dans, maar die Here sê nergens in die Bybel, dis verkeerd. En ons het reg, ons is baie groot vriende, maar ons het baie gepraat hieroor. Ek het nie reg om te voel soos wat ek voel. Maar ek mag nie die Here gebruik. Die Here misbruik om my wil af te doen. Ons het al baie sulke dinge gehad. As jy gesprekke het oor grootdoop of kleindoop, as jy gesprekke het rondom hoe jy die nagmaal gebruik, as jy met verskillende kerke spreek in tale. Dit gaan oor, ek sê die Here sê dit, dit is iets wat van my wil is. As dit gaan oor alkohol. Ek het 'n probleem met alkohol, daarom sê ek die Here wil nie alkohol hê nie. Nee, sê reg ek het 'n probleem met alkohol en almal gaan dit respekteer. Maar as jy sê die Here wil nie hê mense moet drink nie, dan praat jy nie wat die Here sê. Rondom 'n klomp goed, ek het myself betrap. Hoeveel keer ek iets wil sê net om krag te aan te gee, sê ek maar die Here sê. En dit is daar waar ons by hierdie punt kom om te sê, maar ons is regtig optimis. Want nou gebruik ek die Here se naam om my punt te maak. Hoe moet ek die Here se naam? Ek moet die Here se naam so gebruik dat mense ontzag vir die Here sal hê. Een Clemens, of twee Clemens. Clemens was iemand wat amper in die tyd van Paulus in die mense geleef het, bietjie na Paulus in die tyd van die Nuwe Testament. Maar hy het iets baie interessants geskryf. Hy het gesê, as die heidene nou uit ons mond hoor, ons vertel van God, en hulle is verwonderd oor die grootheid van die Here, maar hulle sien dat ons lewens, ons dade, nie waardig is die woorde wat ons praat nie, dan verander hulle van verwondering na laster. En dan sê hulle, God is in liefde of verpligting. Dis sulke waar woorde. As ek vir mense wat nog nooit van die Here vertel het nie van God, die skepper God, van Jesus se verlossing. Dis ongelooflik goed. Hier staan 'n verwondering,
is dit moontlik dat 'n God so lief vir mense kan wees? Ja, ek vertel dit vir jou. En dan in die volgende hoek en draai, kom hulle agter, maar ek lieg om dit reg, hulle kom agter, ek is vals, hulle kom agter, ek oordeel en veroordeel, hulle kom agter, ek lewe nie, soos wat God wil. Dan word hierdie verwondering wat hulle verneem gehad, word dan aan Lazarus sê, regtig, die stories wat jy vertel. Wat maak dat mense dink dat God nie bestaan? Nie dit wat ons sê, maar dit wat hulle met ons sien. Martin Luther het die derde gebod gekoppel aan die Onse Vader, laat u naam geheilig. Moenie die Here se naam misbruik nie, inteendeel, die antwoord is laat u naam geheilig word. Ek het iets wat iemand geskryf het, probeer vertaal in Afrikaans. Ek gaan dit vir julle lees. Jy moet die naam van die Here jou God in erns gebruik. Nie om mense te manipuleer of om uit 'n familie twis te kom nie. Daai ene was nogal vir my snaaks. As ons nou baklei, dan trek jy die Here in 'n familie twis. Ons moet die Here se naam in erns gebruik, nie om mense te manipuleer of om uit 'n familie twis te kom nie. Nie om mense te dreig nie. Nie om 'n eie ydelikheid uit te versyn of om sy naam te ignoreer om 'n eie vooroordele te regverdig. Dis hoogtyd dat ons God se naam ernstig verhef. Dit gaan nie oor God se naam gebruik om my beeld te blaas. Ek is hierdie wonderlike Christen, ek kan dit, ek kan dat doen. Jy misbruik die Here se naam om jou eie vooroordele te regverdig. Ek het sekere dinge wat vir my belangrik is, as gevolg van hoe ek groot geword het. Ek mag van sekere goed nie hou nie. Ek mag van sekere goed hou. Maar moenie jouself regverdig deur te sê, die Here wil dit so hê. Die groot vraag is, hoe weet ek wat die Here regtig wil hê? Ek lees die Bybel, ek verootmoedig my voor die Here, ek loop op pad met die Here, maar op die ou einde is dit vir my verskriklik belangrik dat ek sal sê, Here, lei U vir my. En ek praat met iemand anders wat 'n heilige oortuiging het oor iets anders. Ek het oor spreek in tale, ek nogal baie sterk opinies. Een van my beste vriende is mense wat verskriklik spreek in tale aan. Nou ek het my idees, maar wat doen ek? Ek het nooit vergeet nie, ons was daar by, ek was op Groenhoek met my diensplig en die een oukie kom en hy sê, Koos, ek moet vir jou vertel, pastoor sê, daar het nou 3 eentjie kerk oukies in ons koffie gekom en hulle het in taal wat gespreek, is die Here nie wonderlik nie? Ek sê, regtig? Hy sê, maar hy stoot my weg, hy sê, ag, ek kan nie eers goed met jou deel, hy sê, maar die ander mense spoort my so, ek wil dit met jou deel, en hy gee my het terug. Ek kan met jou verskil, en ek kan saam met jou opgewonde raak, oor wat die Here vir jou doen. As dit gaan oor die grootheid van die Here. En ek dink, dis vir my die gaan. Dit gaan oor God, dit gaan oor die grootheid van die Here. Dit gaan oor hierdie besef, God se naam is op my gelê. En waar ek gaan, dra ek God se naam. Nie my naam. Dit gaan nie in die eerste plek oor mense wat sê, Koos kan dit, en dit gaan oor mense wat sê, is God se genade in jou lewe nie ongelooflik. Ek dra die Here se naam, ek gebruik sy naam, ek sweer in sy naam, ek sweer nie, dra ek God se naam. Hierdie gebod, ek het gedag, ek verstaan hierdie gebod, maar hy is baie mooi as dit is so ongelooflik. Oor 'n paar minute gaan ek my hande oor julle uitrol, ek gaan hierdie woorde van die spreek, en dan is dit God se naam wat ek wil gaan. En dan gaan jy hier uit en jy dra God se naam. Jy het seker al weet wat beplan. Jy weet seker al wat jy wil doen en alles.
wil hê dat ons so 'n paar oomblikke stil raak. In jou beplanning van die week, dink aan hoe gaan ek aan dit wat ek doen, God se naam dra. God se naam nie leeg optel, maar in die volle heerlikheid van hierdie God wat in donderweer en in weerlig aan Moses verskyn het. Hierdie God wat, toe hy Moses sê, ek wil nie sien, toe sê die Here, niemand kan my sien hoe wat lewe nie. Hierdie God wat verheerlik was op die berg toe Moses en Elia verskyn. Hierdie God wat in die hemel opgeneem is, hierdie God wat weer gaan kom in die lewe. Ek het hierdie week die voorreg om sy naam te dra. Ons 'n paar oomblikke van stilte gee en dan dink vir jouself, maak dit oomblikke van gebed, dink vir jouself, hoe gaan jy hierdie week God se naam dra? Here, soos wat die lig weer die klanke van die snavel dra tot by ons ore. So Here, dra ons U heerlikheid na die wêreld. Here, dankie dat ons U kinders is. Dankie dat U vir ons sê, dis nie maar net 'n liglikheid nie. U naam is oor ons uitgeroep, ons behoort aan U. Here, dankie vir U wonderlike naam. Dankie dat U my waardig ag om 'n draag van U naam te wees. Geef my geleentheid om U naam te